Vandag se lesie gaan ons nou ons volgende deeltjie van ons analitiese meetkunde bestudeer. Ons gaan net gou weer hersien wat ons in ons eerste lesie geleer het. In ons eerste lesie het ons gekyk na die afstand tussen twee punte en hoe om dit te bepaal. Nou ons afstand tussen ons twee punte het ons gesien, ons het 'n horisontale afstand of 'n horisontale lengte. En ons het gesien, wanneer ons horisontale lengte het, dan werk ons dit uit deur ons maksimum x-waarde minus ons minimum x-waarde. Volgende enetjie wat ons gesien het, is ons vertikale lengte. En ons vertikale lengte het ons gesê, is nou weer met my y-waardes te doen, so dit is my maksimum y-waarde minus my minimum y-waarde. En dan die laaste een het ons gesien, ons afstandformule, wanneer ons met enige skynsy werk, gebruik ons Pythagoras om die afstandformule af te lei, en ons afstandformule sê vir ons, die afstand tussen twee punte is die verskil tussen die x-waardes se kwadraat plus die verskil tussen die y-waardes se kwadraat se vierkantswortel. En dit is ons belangrike afstandsformule wat julle baie goed moet ken en wat julle baie gaan toepas. Die ander belangrike ding wat ons gesien het by die afstand tussen twee punte, het ons gesien, afstand is altyd positief. Afstand tussen twee punte is dieselfde as my lengte van my lynstuk, en dit is altyd positief. Goed, nou in vandag se lesie gaan ons kyk na die koördinate van die middelpunt van 'n lynstuk. Hoe ons die koördinate van die middelpunt van 'n lynstuk gaan bepaal. Goed, nou die metode om daarby uit te kom is nie vir julle nodig vir eksamendoeleindes nie, maar dit is nodig ter wille van die verduideliking waar dit vandaan kom. Goed, so kom ons gaan kyk bietjie, onthou ons werk met ons analitiese meetkunde, werk ons in 'n koördinaatvlak, die kartesiese vlak met 'n koördinaatstelsels, met ander woorde my x en my y koördinate. Goed, nou wanneer ek 'n lyn het, 'n lynstuk het, ons wil nou gaan kyk hoe om die koördinate van die middelpunt van 'n lynstuk te bereken. So as ons nou byvoorbeeld die lynstuk AB het, A se koördinate is XA, YA, B se koördinate is die punt XB, YB. En ons wil nou bepaal, wat gaan die middelpunt van hierdie lyn se koördinate wees. Nou kom ons sê, die middelpunt lyk vir my lê nou tussen A en B. So daai is my middelpunt, is altyd 'n hoofletter M. Goed, hierdie M het nou 'n X en 'n Y koördinaat. En ons moet 'n formule bepaal hoe om hierdie middelpunt se koördinate te bepaal. So kom ons gaan kyk hoe ons kan te werk gaan. Ons het nou lynstuk AB met middelpunt M. Dan gaan ons nou 'n bietjie konstruksies maak. Ek gaan maar werk met my afstandformule metodetjie wat ek nou het. Ek het hierso, gaan ek 'n lyn trek ewewydig aan my y-as. En ek gaan my reghoekige driehoekie trek hierso wat hom weer verbind met B.
So hierdie is my reghoekige driehoekie wat ek hier het. Nou kan ek hierdie punt is nou die punt K. Maar ek wil nou 'n plan probeer maak om hierdie middelpunt se waarde uit te werk. So as ek nou gaan en ek gaan trek nou hierso weer 'n lyn ewewydig aan die x-as uit my punt M uit. Ek deel nou weer 2 driehoekies, so kan julle sien hier het ek nou weer 'n 90 grade hoek en ek het nou weer 'n vertikale lyn wat nou ook ewewydig is aan die y-as. Hy gaan nou hier uit daai punt uit. So hy het ook nou 'n 90 grade hoek, so julle kan sien al hierdie is ewewydig aan mekaar, né? So kom ons maak hierdie die punt P en hierdie punt hieronder op die lyn KB maak ons die punt N. Goed, nou kan ek sê ek het nou hierso het ek AB met middelpunt M. Dan het ek nou AK en MN wat albei ewewydig is aan die y-as. Verder het ek MP en BK wat weer ewewydig is aan my x-as. Goed, so hulle het vir ons nou gesê, M is die middelpunt van AB. Met ander woorde, ons kan nou verseker weet dat AM gelyk is aan MB. As ek nou hierdie middelpunt wil gaan uitwerk, gaan ek nou eers bietjie van Euklidiese meetkunde gebruik maak. Goed. So kom ons gaan kyk as ons nou met ons Euklidiese meetkunde gaan werk. Onthou ons Euklidiese meetkunde het ons mos nou stellings bewys en hier gaan ons dit nou gebruik om die middelpunt uit te werk. Die koördinate van die middelpunt of 'n formule om die middelpunt te bereken. So, as ek met my Euklidiese meetkunde gaan kyk, gaan ek sê in driehoek APM en driehoek MNB is. Ek kan sê hoek A is gelyk aan hoek M2 en my rede is daar ooreenkomstige hoeke want AK is ewewydig aan MN. Verder het hulle vir my gegee dat AM gelyk is aan MB, want hulle het vir my gegee dat M die middelpunt is van lynstuk AB, né? Verder kan ek nou weer sê hoek M1 is gelyk aan hoek B en my rede daar is ook weer ooreenkomstige hoeke en in hierdie geval is PM nou ewewydig aan BK. PM of MP is ewewydig aan BK. Daarom kan ek sê is driehoek APM kongruent. Driehoek APM kongruent aan driehoek MNB. En my rede is 2 hoeke en die ooreenstemmende sy. En my rede is 2 hoeke en die ooreenstemmende sy.
Dit wil dan mos vir my sê dat PM gelyk moet wees aan NB. Met ander woorde, ek kan nou gaan merk dat uit hierdie uit is PM gelyk aan NB. Maar wat weet ek van PKNM? PKNM is 'n parallelogram. Hoekom? Want albei teenoorstaande sye is ewewydig. Albei pare teenoorstaande sye is ewewydig. As dit 'n parallelogram is, wat beteken dit? Dit beteken KN moet gelyk wees aan PM, want dit is teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Wat sê dit vir my? Dit sê vir my, KN is gelyk aan NB. Wat mos daarom impliseer dat N die middelpunt is van KB. Kom ons kyk nou na daai vergelyking. Met ander woorde, by N is my x-koördinaat op mos nou x. Met ander woorde, ek gaan hier 'n x-koördinaat hê van x. En ek gaan hier 'n y-koördinaat hê van b. Ek gaan hier 'n x-koördinaat hê van xa en 'n y-koördinaat van YB by punt K. KN moet gelyk wees aan NB. Ek kan met ander woorde sê dat x van B minus x moet gelyk wees aan x minus die x van A, want die afstand moet dieselfde wees. Met ander woorde, ek kry xB plus xa, as ek mos nou die algebra doen, gaan ek die xa oorvat, dan word hy positief en ek gaan die x na die regterkant toe vat, dan word hy positief x plus x. Met ander woorde, ek kry die x van B plus die x van A moet gelyk wees aan 2x. As ek nou met ander woorde x wil bereken, dan moet ek deel deur 2 en ek deel deur 2. So uit dit uit kan ek sê, my x-koördinaat gaan gelyk wees aan B se x-waarde plus A se x-waarde gedeel deur 2. Nou ek kan net so hierdie selfde redenasie gebruik, want net so is AP gelyk aan PK. Met ander woorde, P is die middelpunt van AK. Daarom kan ek sê, YA minus Y gaan gelyk wees aan Y minus YB. Met ander woorde, ek kry YA plus YB is gelyk aan Y plus Y
Hier kan ek nou met my kommutatiewe eienskap sê, AB plus AA is gelyk aan 2y. Ek gaan deel deur 2 aan albei kante, met ander woorde, ek kry y is gelyk aan die y van b plus die y van a gedeel deur 2. My middelpunt M kan ek dus bereken deur xb plus xa op 2 en ab plus a op 2. Om dit saam te vat, voordat ons 'n paar voorbeelde doen, kan ek sê dat my formule wat ek gebruik om 'n middelpunt te bepaal is M is die som van 2 x-waardes van 2 koördinate gedeel deur 2 plus die som van my 2 y-waardes van my 2 koördinate gedeel deur 2. So baie belangrik nou, ons kyk in hierdie formule, is dit die enigste formule waar ons nou ons x-waardes en ons y-waardes bymekaar tel. Let wel wat belangrik is hier tel ons die x-waardes en die y-waardes bymekaar. Goed, so kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde. Die eerste voorbeeldjie vra vir ons om die koördinate te bepaal van die middelpunt van die lynstuk tussen A en B. A is die punt -1 en B is die punt -3 en 8. So my middelpunt formule sê vir my x1 plus x2 gedeel deur 2 is my x-koördinaat en y1 plus y2 gedeel deur 2 is my y-koördinaat. Met ander woorde, my hoofletter M gaan wees -1 -3 op 2 en -1 plus 8 op 2. M se koördinate is met ander woorde -4 gedeel deur 2 is -2 en -1 plus 8 is 7 op 2. Goed, by die tweede voorbeeldjie gee hulle sê vir ons A is die punt -5 en 3 en B is die punt -3 en 1. En dit is die eindpunte van 'n middellyn van 'n sirkel met 'n middelpunt van C. Nou vra hulle vir my bereken die koördinate van C. So C is die middelpunt. Met ander woorde, C se formule gaan ons uitwerk met x1 plus x2 op 2. y1 plus y2 op 2 gaan vir my die koördinate van C gee. So C gaan wees -5 -3 op 2 en 3 plus 1 op 2. Onthou net dat jy mooi kyk, wat net baie belangrik is, ek kan nie sommer die 2 omruil nie. So as ons met hierdie een as x1 begin, dan beteken dit ons moet met die 3 as y1 begin. Ons kan nie dan nou net gaan omruil nie. Nou het ons by ons tweede plekkie, het ons die -3 is ons x2 en die 1 is ons y2. So onthou jou koördinaatpare moet op dieselfde posisie wees. Goed. So ons het met ander woorde C is die punt, -5 -3 is -8 op 2 en 3 plus 1 gee vir my 4 op 2. So C se koördinaatpunte is -4 en 2.
By B vra hulle nou vir my om die radius van die sirkel te bereken. Met ander woorde, om die radius te bereken gaan oor die lengte van die radius. Nou, jy kan dit op een van 3 maniere doen. Jy kan AC se lengte uitwerk, jy kan BC se lengte uitwerk, en dan kan jy ook AB se lengte uitwerk, en AB se lengte kan jy deel deur 2, want onthou AB is nou my middellyn. Goed, ek sal nou maar geneig wees om AB te gebruik, en dit te deel deur 2, omdat dit die punte is wat hulle vir my gegee het, en as ek miskien 'n agterlosige fout gemaak het om C uit te werk, dan kan ek my AB, my radius se lengte reg uitwerk deur dit wat hulle vir my gegee het. Nou kom ons kyk, as ons met AC werk, het ons A is die punt min 5 en 3, en C het ons uitgewerk is die punt min 4 en 2. So as ek AC se lengte uitwerk, dan gaan ek met my afstandformule werk, x2 minus x1 se kwadraat plus y2 minus y1 se kwadraat. En dit gee vir my minus 5 plus 4 se kwadraat plus 3 minus 2 se kwadraat. En dit gee vir my min 5 plus 4 is minus 1 se kwadraat plus 1 se kwadraat en 1 plus 1 gee vir my 2. As ek nou BC uitwerk, wat was B se koördinate nou weer? B is die punt min 3 en 1. So as ek BC uitwerk, kry ek x2 minus x1 se kwadraat plus y2 minus y1 se kwadraat se vierkantswortel. Goed, so dit gee vir my minus 3 plus 4 se kwadraat plus 1 minus 2 se kwadraat. En dit gee vir my presies dieselfde. Minus 3 plus 4 is 1 se kwadraat plus minus 1 se kwadraat. En dit gee ook vir my wortel 2 eenhede. Goed, as ek nou AB uitwerk, dan het ek ook my afstandformule. Onthou, dis nou maar net al die verskillende maniere wat ons die radius kan uitwerk. AB kan ons sê is minus 5 plus 3 se kwadraat plus 3 minus 1 se kwadraat. En dit gee vir my minus 2 maal minus 2 is 4 plus 2 maal 2 is 4 en dit gee vir my die vierkantswortel van 8 en dit gee vir my 2 wortel 2 eenhede. Onthou maar AB is nou my middellyn. Daarom kan ek sê is my radius is die helfte van my middellyn. So 2 wortel 2 gedeel deur 2 en dit gee vir my wortel 2 eenhede. Goed, ons derde voorbeeld hier sê vir ons, B, die punt min 5 min 2, is die middelpunt van AC. A is die koördinate x en y en C is die koördinate 10 en 3.
Bepaal die waarde van x en y. Nou moet ons onthou, as ons die middelpunt uitwerk, dan het ons mos gesê, dit is ons x-waardes by mekaar getel gedeel deur 2, en ons y-waardes by mekaar getel gedeel deur 2. Nou as ek hierdie x-koördinaat uitwerk, as ek hierdie middelpunt uitwerk, moet ek die antwoord kry -5 en -2. Ek kan met ander woorde daarom weet x1 plus x2 gedeel deur 2 moet mos nou gelyk wees aan -5 en verder moet wees y1 plus y2 gedeel deur 2 moet gelyk wees aan -2. So kom ons kyk, my onbekende koördinaat sal ek as my eerste koördinaat vat. So ek gaan sê hierdie is my x1, y1 en ek het by my c-kie het ek x2 en y2. Goed, so ek het x1 is my x-waarde, plus my x2 is 10. Dit gedeel deur 2 moet vir my gelyk wees aan -5. Kan julle sien hoe ons algebra nou gebruik om hierdie probleem op te los? Met ander woorde, ek wil x oplos, so ek gaan maal met 2. Wat ek links doen, moet ek altyd regs doen. So ek kry x plus 10 is gelyk aan -10. Ek moet x oplos, so my plus 10 gaan oor, want ek wil x alleen kry, en hy word -10, so -10, met ander woorde, x is gelyk aan -20. Dieselfde gaan ek nou doen met y. y1 is my onbekende waarde, plus y2 is 3. Gedeel deur 2 moet gelyk wees aan -2. Goed, met ander woorde, ek gaan maal met 2 aan albei kante, want ek wil nou vir y oplos. En altyd wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen. En hier gaan my 2 nou uitkanseleer, so ek kry y plus 3 is gelyk aan -4. Ek wil y alleen hê, met ander woorde my plus 3 moet oorgaan. Y is met ander woorde gelyk aan -4 minus 3, met ander woorde ek kry y is gelyk aan -7. My x-waarde is -20 van my punt A en my y-koördinaat is -7. So A is die punt -20, -7. Ons kyk na ons vierde voorbeeld. Kie wat die punt 2, 4 is die middelpunt van PR. Met P die punt -5 en 3 en R is die punt x1 en y1. Nou vra die vraag vir ons, bepaal die koördinaatpaar x1 en y1. Net soos in ons vorige voorbeeldjie is kie ons middelpunt. Ons bepaal ons middelpunt deur x1 plus x2 op 2 en y1 plus y2 op 2. En dit moet ons nou gelyk wees aan 2 en 4, want hulle het vir ons gesê, my middelpunt kie is die punt 2 en 4. Ek kan met ander woorde daarom sê, x1 minus 5 op 2 moet gelyk wees aan 2. En ek kan sê y1
plus 3 op 2 moet gelyk wees aan 4. Goed, so om dit te kan doen, moet ek gaan vermenigvuldig met 2. Ek gaan my algebra reëls toepas. Onthou wat jy aan die linkerkant doen, moet jy aan die regterkant doen. Ek vermenigvuldig met 2, sodat my 2's kan uitkanseleer. Nou kry ek x1 minus 5 is gelyk aan 2 maal 2 wat 4 is. Ek wil my x alleen hê, met ander woorde my minus 5 moet oorgaan, dan word dit 'n plus 5, so ek kry x1 is gelyk aan 4 plus 5, met ander woorde x1 is gelyk aan 9. Wanneer ek nou na y toe gaan, dan gaan ek nou sien ek moet hier ook vermenigvuldig met 2 aan die linkerkant. Wat ek links doen, moet ek regs doen. My 2 aan die linkerkant gaan met ander woorde uitkanseleer en ek kry y1 plus 3 is gelyk aan 4 maal 2 wat 8 is. y1 is met ander woorde, my 3kie moet oorgaan, want ek wil y alleen hê, is 8 minus 3. Onthou die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan, verander sy teken. 8 minus 3 is 5, met ander woorde y1 se waarde is 5. Ek kan met ander woorde sê, R is die punt 9 en 5. Jy kan nou hierdie hoofstukkie inoefen, deur al jou huiswerksommetjies te voltooi. Onthou, practice makes perfect, en die groot ding van wiskunde is dus oefen, oefen, oefen. Geniet dit.